Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels bietjie les. My naam is Arwin Kritzinger en elke week bied ons hierdie volwasse studie van die Sabbatskoolles van die Sewende Dag Adventiste Kerk aanlyn aan. En elke week is ek saam met my vriend Hilmer Carolus. Hilmer, baie welkom. Baie dankie dat jy tyd geneem het om vandag weer saam met ons te kyk na les nommer 4. Hilmer, hoe gaan dit vandag met jou? Dit gaan goed. Dis baie winderig hier in die Kaap. Ek hoor vanoggend selfs een van hierdie groot marathons was toe afgesit, jy weet. Okay. Afgestel, nie is uitgestel nie, afgestel weens die winde hier in die Kaap. So ja, dis weer windagtig. As die wind net van agter af gewaai, dan sou hulle miskien die mense 'n bietjie gehelp het. So ek neem maar die wind waai van die verkeerde kant af. So waar ja. Maar ons dankie Here, dis die son skyn. Ons is gesond. Ja. Jou kant, hoe gaan dit daar? Dis wonderlik. Ja, dit reën lekker hard hierso. So ons hoop maar ons spoel nie weg nie. Hoe kan jy asseblief vir ons open met 'n woord van gebed asseblief? Sekerlik. Ons almagtige Vader in die hemel, Here, baie dankie weer eens vir die voorreg wat ons het om saam met mekaar bietjie les te kan gesels. Baie dankie Vader vir die wat ook kyk en sal luister. En ek bid Vader dat dit 'n seën sal wees vir een en elk van ons. Ons gee onsself oor weer eens aan U Here en ons vra dat U asseblief vir ons sal lei deur U woord deur middel van die Heilige Gees in Jesus naam. Amen. Amen. Vir ons kykers daarso by die huis, baie dankie dat julle elke week so getrou saam met ons bietjie les gesels en dankie dat julle deel met julle vriende en julle familie. Ek sien nou selfs Suid-Afrikaanse mense wat in ander lande bly wat ook saam met ons les gesels elke week. Amen. So hierdie week kyk ons na les nommer 4. Soos by kwartaal 4 in die boek van Joshua, lesse van geloof uit die boek van Joshua. En les nommer 4 in die lig van 'n groter konflik. Die geheelteks uit Joshua hoofstuk 10 vers 14. So 'n dag was daar nie voorheen of daarna nie, toe die Here vir 'n mens geluister het. Die Here het vir Israel die oorlog gevoer. 'n Baie kragtige Bybelvers daai. Amen. As ons kyk na Sabbatmiddag se deel van die les hierso, sê die les hierso vir ons 'n paar belangrike vrae wat nie geïgnoreer kan word as ons kyk na hierdie boek van Joshua nie. Dit sê vir ons dat baie mense, of hulle nou mense is wat nie in God glo nie, selfs mense wat in die kerk is, het baie vrae oor die oorlogsigtheid by God wat ons sien in die Ou Testament. So mense wonder, jy weet, hoe kan dit wees dat God is 'n God van liefde, maar ons sien al hierdie oorlogvoering wat plaasvind in hierdie eerste 5 boeke van die Bybel, as ons dit basies so kan stel. So hierdie week gaan ons bietjie in hierdie moeilike vraagstukke indelf van die boek van Joshua, ook bietjie elders, en ons gaan bietjie probeer om te verstaan, hierdie konsepte bymekaar te bring en te verstaan. As ons kyk na Sondag se deel van die les, Hilmer, leerowerste van die Here. So ons gaan kyk daarso na Joshua hoofstuk 5, vers 13 en 15, dis die laaste 3 verse van daardie hoofstuk. Die vraag daarso sê, wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons oor die agtergrond waarteen die verowering van Kanaan geskied? So hierso kyk ons na vers 13 tot 15, en terwyl Joshua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Heer aan sy diensknegt sê? Toe sê die leerowerste van die Here vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Joshua het so gedoen. Ek dink Hilmer, voordat ons eers kyk na daai vraag van die les, ek dink vir ons kykers by die huis, 'n vraag wat onmiddellik gaan opspring is, wie is hierdie leerowerste van die Here? Hoe kan ons dit verstaan wie hierdie man is wat hierso aan Joshua verskyn het? Ja, so die les, ons gaan later ook natuurlik kyk na Openbaring hoofstuk 12, waar daar van 2 leers gepraat word, en die een leer is gelei deur Satan, en die ander een natuurlik deur Jesus, Michael. En ons sien dan, wanneer ook al Jesus opstaan vir sy volk, dan sien ons, hy word genoem Michael, of ten minste, jy vind daardie naam van Jesus, Michael, wat beteken een soos God. En jy sien daardie naam 4 maal in die Bybel, 2 maal in Daniel, 1 maal in Openbaring 12 natuurlik, en dan ook in Judas, die Jude, jy weet, in daardie hoofstuk, daardie een hoofstuk van Judas. En al 4 keer is dit Jesus wat
besig is om op die onhalwe van sy mense te veg. En en hy is natuurlik ook die kaptein van hierdie leer volgens Openbaring 12. En wanneer hy nou voor Joshua verskyn, is daar weer 'n geval waar die kinders van Israel iemand nodig het om die verowering van Kanaan te bewerkstellig, en Jesus kom weer namens sy volk, kom hy as nie net die kaptein van die leer van die hemel nie, maar ook die kaptein van sy volk hier op aarde. Ja, so dis eintlik 'n mooi studie as mens kyk na daardie naam Michael. Ja, dis reg, Jomer, en ons kan ook sien, net soos wat hierdie leerowerste vir Joshua sê om sy skoene uit te trek, want hy staan op 'n heilige grond, nie dat die grond self heilig is nie, maar die persoon wie daarso saam met hom is die een wat die grond heilig gemaak het, en ons sien ook, dit is dieselfde as wat met Moses gebeur het, in Exodus, dis reg. Ja. Die brandende bos plaasgevind het, en ons weet uit die boek van Johannes uit, dat Jesus is die ene wat daarso verskyn het, aan Jesus, die gees van profesie sê, van dieselfde wat verskyn het, Jesus wat verskyn het aan Moses, so ons kan duidelike lyntjie daarso trek, en dan kan ons ook sien, Joshua wat neergeval het, en voor hierdie wese, die wese nie gesê, soos wat ons sien in, Openbaring 19:10 so aan, ek is maar net 'n engel, of ek moet ook God aanbid, of so aan nie, dis nie asof Joshua hierso 'n vreemde God begin aanbid het, of enigiets soos dit nie, so definitief vir ons kykers van die huis, by die huis, hierdie is Jesus, wat die leer van God se weermag basies gaan lei. Die vraag wat daarso gevra word, is, Joshua sê vir hierdie wese wat aan hom verskyn, Jesus, vra hy, is jy aan ons kant, of is jy aan die vyand se kant? En hy sê basies daarso nee. Nou gewoonlik as jy sê, is jy dit of is jy dit, dan verwag jy dat iemand twee opsies gaan sê. So, die les vraag, en ek hou van die manier hoe die les hierdie vraag vra vir ons kykers by die huis, die les hierso vir ons, met ander woorde, die groot vraag is nie of hy aan Joshua se kant is nie, maar liewers of Joshua aan sy kant is. En dis 'n vraag wat elkeen van ons ook vir ons moet vra, miskien op 'n ander manier, ons moenie vra, is die Bybel aan my kant, of is die Bybel aan sy kant, of wat ook al nie, maar ons moet vra, is ons aan die Bybel se kant, is ons aan Jesus se kant? Dit is 'n belangrike vraag. En dan ook as ons daai 3 verse wat ons net gekyk het, daarso in Joshua hoofstuk 5, daai laaste 3 verse, wat dit vir ons sê oor die agtergrond waarteen die verowering van Kanaan geskied, is dat Joshua het besef dat hy die Here nodig, hy die hulp van die Here nodig, as hy wil vorentoe beweeg met hierdie opdrag om die land in te neem. Joshua, hy was een van die spioene gewees wat ingegaan het saam met Caleb, wat uitgekom het met 'n positiewe terugvoering van die land, wat geglo het hulle kan ingaan. Joshua was 'n man van geloof, en so weer eens, hy wil lewe volgens die woord van God, hy wil gehoorsaam wees aan die woord van God, so hy wil nie vorentoe beweeg, sonder dat daar 'n opdrag is, sonder dat die woord van God met hom spreek nie. Nou, ek gaan gou vir ons nog 'n stukkie oopmaak waar die les van praat, in Joshua hoofstuk 5, vers 14 is wat ons nou net nog gekyk het, 14 en 15, en dit was basies die tweede vraag daarso gewees op Sondag, wat ons nou daarso basies beantwoord het, oor wie hierdie leerowerste nou eintlik is, en Hilmer, jy het baie mooi daarso vir ons verduidelik, soos wat die les ook daarso vir ons verduidelik, 'n paar plekke wat ons in die Bybel wat ons kan leer en kan sien oor wie hierdie nou regtig is. So, watter vertroosting kan en behoort ons te put uit die wete dat die aanvoerder van die hemelse leer by die verdediging van sy kinders betrokke is? So Hilmer, jy het genoem oor Michael, wat 4 keer in die Bybel genoem word, elke keer het dit ietsie te doen met Jesus wat opstaan vir sy mense. Watter vertroosting kan ons vind uit die wete dat hy verdedig sy kinders? Ja, wel, in daardie gevalle, daardie 4 gevalle, was Michael altyd oorwinnend. Wanneer, en selfs al die ander plekke in die Bybel waar die naam nou nie noodwendig genoem word, Michael nie, maar waar God namens sy volk optree, was hy altyd oorwinnend. En ek weet nie van jou nie, Armin, as ek nou moet kies, veral wanneer dit kom, en veral wanneer ons praat van ons ewigheid, jy weet, en waar ons vir ewig eendag wil wees, dan wil ek nie nog kanse vat, Armin, om aan 'n leer te behoort of aan 'n kant te behoort wat ten minste 1 of 2 keer al verloor het, jy weet. Ek sal graag, want my ewigheid is op die spel, en so ek wil die beste, die een wat nog altyd 100% rekord, winnende rekord het, is hierdie kaptein, en nie net wil ek aan sy kant wees nie,
Hy wil hê ons moet aan sy kant wees. Hy soek eintlik mense wie aan sy kant wil wees, om saam met hom, jy weet, en dis eintlik 'n belangrike ding vir die les hierdie week. Om aan Jesus se kant te wees, is om saam met hom in lyn te wees, jy weet, en hy wil dit graag hê. God het sy enige gebore seun gestuur, om vir ons 'n kans te gee om eintlik net te kies, om te kan kies, voor ons vir Jesus ontmoet het, terwyl ons in sonde was, is daar geen keuse nie. Onder die Slawerny van sonde. Die slawerheid of die koninkryk van sonde, het jy geen keuse nie. Al wat jy moet doen is is so sonde sê jy moet doen. Maar wanneer dit by Jesus kom, het hy ons so lief, dat hy nie vir ons dwing om sy kant te kies nie. Maar hy doen alles in sy vermoë en het alles in sy vermoë gedoen. En nog steeds doen hy alles in sy vermoë om vir ons sodat ons 'n kans kan hê, 'n goeie kans kan hê om hom te kan kies. En ja, so dis iemand wat ek graag wil volg, jy weet. Ek wil nie op iemand se kant wees wie my uit dwang daar plaas nie, maar liewer op die kant wees van iemand wie my liefhet en wanneer ek in daardie verhouding met hom is, dan is dit 'n liefdesverhouding en nie uit vrees of dwang nie. Dis reg, en vir ons kykers by die huis, ek kan onthou toe ek nog op skool was, as ons speletjies gespeel het saam met ons maatjies en ons moes spanne gekies het en so aan. Ek hou nogal daarvan om deel te wees van 'n wenspan. En dit is baie lekker om te weet as jy aan iemand se kant is wat nog nooit verloor het nie en ook wat nie kan verloor nie. Dit gee vir mens baie vertroosting. Dit is baie belangrik. En vir ons kykers by die huis, weer eens soos wat Hilmer genoem het, daar's oor die keuse. Kyker by die huis, vandag is die dag wanneer ons 'n keuse moet maak. Nie môre nie, nie oormôre nie. Die Here Jesus Christus het gesterf om ons vry te koop van die slawerny van sonde, en ons hoef nie te wag vir jou verjaarsdag of 'n nuwejaar of 'n Kersfees of enigiets soos dit nie. Waar jy is nou, of jy in 'n kar is of by die huis is, by jou werk is, by die skool is, by die universiteit is, waar ook al jy nou mag wees, maak 'n keuse vir Jesus vandag. Gee jou lewe oor vir Jesus vandag, moenie wag tot môre nie. Maandag se deel van die les, oorlog in die hemel. So Joshua het besef dat die Israeliete se stryd teen die Kanaaniete deel van 'n groter konflik was. Wat weet ons omtrent die konflik waarby die Here self betrokke was? So Hilmer, jy het so 'n bietjie vroeër genoem daaroor Openbaring hoofstuk 12, al is dit nou nie een van die verse wat hierso genoem word nie. Ons weet in Openbaring hoofstuk 12 praat dit oor die oorlog wat in die hemel begin het. As ons kyk na die stuk hierso in Handelinge, dis 'n baie mooi storie eintlik daar. Vertel vir ons hoe die engel gekom het by Petrus, sy boeie in die tronk losgemaak het, en die Bybel sê vir ons Petrus het gedink dat hy sien 'n visioen. Hy kon self nie eens geglo het wat met hom besig was om te gebeur nie. Ja. As ons kyk hierso na Jesegiel hoofstuk 28, dit is een van die baie beroemde gedeeltes in die Bybel wat 'n dubbele ek gaan nie sê 'n dubbele vervulling het of so iets nie, maar daar's 'n interpretasie wat meer te doen het as net met die koning van Babylon of die koning van Tarsus of Tyre, want ons weet hulle was nooit in Eden gewees of so aan nie. So as ons kyk hierso na vers 13 tot 15, jy was in Eden, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking gewees, en ons praat hierso van die duiwel, voordat hy nou nog die duiwel was, toe hy nou nog die môrester of Lucifer was daarso in die hemel. Jy was 'n gerib met uitgespreide vlerke wat beskit, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. As ons kyk daarna vers 15, Jomer, wat vir ons sê dat hy was volkome in sy weë van die dag wat hy geskaap is. As ons kyk na die gesteentes wat hy hierso mee so versier is, dan dink ek, Jomer, jy weet, as iemand nou moet gaan op die internet en hulle Google net daarso Satan of duiwel of wat ook al, dan onmiddellik is daar 'n prentjie van 'n rooi mannetjie met 'n stert en 'n virkie en horingkies wat baie aaklig gaan lyk. En die duiwel kry tog so lekker as hy dit sien. Want dit is presies wat hy wil hê mense moet van hom dink. Dis jy nou weet by die huis is en jy hoor 'n klop aan die deur en jy gaan af en jy maak die deur oop en daar staan hierdie mannetjie by die deur met 'n rooi mannetjie met 'n stert en 'n virkie en die horingkies en die vreeslike tande, sal jy heel moontlik die deur toeklap en weghardloop en weet nie wat alles nie. Maar as jy 'n klop by die deur hoor en jy maak die deur oop en daar staan 'n verskriklike mooi man wat mooi kan praat en sing en slim is en al hierdie tipe dinge, is dit baie maklik vir jou om mislei te word. En so dis een baie belangrike ding vir ons kykers by die huis om te besef dat hierdie idee van die duiwel as 'n rooi mannetjie met 'n virkie en 'n stertjie en al hierdie tipe dingetjie is nie iets wat ons in die Bybel vind nie. So ons moet baie versigtig wees. Jy weet daarom om daaraan by te sluit, jy weet, selfs so Jesus vir 40 dae in die woestyn was, en die duiwel het dan hom verskyn. Dis eers toe die duiwel begin praat
Jy weet, Jesus het aan die begin gedink, as ons nou lees daar in Koning van die Eeue, het hy gedink dit is hulp van die hemel wat gekom het vir na hom toe. Eerstens, maar dis daardie twyfelende woorde wat gespreek was, toe kon hy sien, en dit is dalk iets vir ons kykers om na te dink. Dit gaan nie oor hoe iemand voorkom, en ons oordeel nie volgens die voorkoms van iemand nie, want die Bybel praat van sy voorkoms is soos 'n engel van die lig, jy weet. Maar liewer die boodskap wat gedra word is belangrik. Wat is die boodskap wat daardie persoon gee? Dalk is daar 'n jong man of 'n jong dame wie moet oordeel aangaande 'n lewensmaat vir die toekoms. Dit gaan nie oor die uiterlike voorkoms nie. Dit gaan oor dit wat van binne af uitkom. Wat is die boodskap wat hierdie persoon dra, en glo hierdie persoon in dieselfde evangelie wat ek glo. Weet, dit is die dinge waaraan jy moet dink. Ek is nou 'n bietjie afgewyk, maar ek dink dis nou net gepas hier by wat jy gesê het. Nee, definitief. Dit gaan oor toets met die woord van God. En ek by die groot stryd, daar aan die einde van die groot stryd is ons 'n hoofstuk wat se naam is, ek weet nie wat in Afrikaans is nie. In Engels is dit Scripture the only safeguard. Die Bybel is ons enigste vaste, weet waar ons kan veilig by wees. En beskerming, ja, so ons moet ons asof nou iemand kom wat sê hy's 'n engel of wat ook al dit nou mag moet wees, alles moet getoets word deur die Bybel. En dis daarom baie bevoordeel wat ons het om die Bybel vandag te hê en so vrylik beskikbaar te hê. As ons lewe in 'n tyd wat ons die Bybel het in ons taal, ons het die Bybel op jou foon, op jou rekenaar, op jou tablet, wat ook al jy mag het, waar ook al jy gaan, ons is regtig so bevoordeel om dit te hê. As ons kyk weer verder in hierso na Maandag se deel van die les, dan verduidelik dit vir ons hierso hoe ons daai gedeeltes in Jesaja 14 en Esegiel 28 kan verstaan, dat dit gaan nie net oor Babylon en Tyrus nie, en dit praat hierso oor Daniël hoofstuk 10 vers 12 tot 14, hoe die rebelse hemelwesens die volvoering van God se plan vir die mensdom teewerk. En so die vraag wat daar gevra word, en jy het 'n bietjie vroeër vir my genoem, Wilmer, toe ons nou nog nie aanlyn was nie, het jy gesê die hoofgedagte vir jou hierdie week uit die les gaan oor die oorlog binne in die hart. En ek dink dit is 'n mooi antwoord eintlik op hierdie vraag wat dit vir ons die vraag aan die einde van Maandag het sê, waar oral is die werklikheid van hierdie kosmiese konflik tussen goed en kwaad in die wêreld om ons en ons eie lewens te sien. So as jy miskien 'n bietjie kan uitbrei vir ons daaroor asseblief, Wilmer. Ja, vandag is destyds was die slagveld natuurlik daar fisiese leers wat teen mekaar kom, of jy weet konflik waar daar fisiese konflik, oorlog gewees het. Vandag is die slagveld nie geografies nie, maar dit is geestelik. En die grootste slagveld wat almal by betrokke moet wees, is die een in die hart. Weet, die Bybel sê ons hart is bedrieglik bo alle dinge. Dis reg. En wie kan dit reg ken, sê die Bybel. Dis eintlik desperaat en siek, jy weet. So omdat die hart so bedrieglik is hierdie oorlog wat ons moet voer. Dit is 'n oorlog waar ons het geen opsie nie. Ons moet iets doen aan die hart, jy weet. In Adrian Rogers, ek dink ek het verlede week ook met jou gedeel 'n gesegde, jy weet. At the heart of the human problem is the problem of the human heart. En dit is waar God wil hê ons moet fokus. Jy weet, vandag is daar ander oorloë wat plaasvind daar in Palestine, daar is ook in Oekraïne en so aan. Hierdie dinge, en dan natuurlik is daar politiese oorloë wat plaasvind, daar's sosiale oorloë wat plaasvind, daar's ekonomiese oorloë wat plaasvind, internet oorloë, cyber attacks en al hierdie dinge vind plaas, maar ek wil sê die duiwel gebruik soms hierdie dinge of altyd hierdie dinge om ons oë af te haal van die werklike en die eintlike oorlog wat ons moet voer, en dit is die oorlog teen self. Dit is 'n geestelike oorlog. Ons harte, geloofstelsels, jy weet, lojaliteit, hierdie is waar ons vandag moet veg. En die vraag, soos ons voorheen gesê het, is nie, is God aan my kant nie, maar liewer is ek aan God se kant, jy weet, in hierdie dinge. En gee ek my samewerking, want jy weet, as ons nou praat van die hart, die Bybel praat nie van ons hart vir God gee sodat hy daarmee kan werk nie. Nee,
dit gaan om 'n nuwe hart hê. Dit is hoe sleg ons situasie eintlik is met die menslike hart. Jy weet, dit kan niks aangedoen word nie, dit kan nie regemaak word nie, dit kan nie gemodifiseer word nie. Nee, dit moet geheel en al oorgegee word, of altens doodgemaak word, en oorgegee word aan God, sodat hy 'n ander hart vir ons kan gee. En dit is 'n daaglikse, Paulus sê, hierdie oorlog vind daagliks plaas. Elke dag moet ons sterf. En ja, so terwyl ons dink aan mense, jy weet, wie dalk die vyand is, moet ons nooit sig verloor, dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Die werklike konflik vandag is nie teen mense of kulture of selfs stelsels nie, maar dis onsigbare magte volgens Efesiërs hoofstuk 6. En elke keuse wat ek maak is of 'n antwoord aan God of ek skakel in by 'n rebellie. Ja, en as ons praat oor hierdie konflik soos wat jy genoem het, wat vandag nie teen 'n fisiese vyand mag wees nie, maar teen die vyand wat sonde is. As mense vir my vra, weet, wat is my politieke sienings en so aan, dan sê ek altyd, weet, God met die koning wees. En omdat in die Ou Testament waar God die koning was, het hy direkte opdragte vir die mense gegee as hulle, weet, 'n land moes inneem of enigiets soos dit. En ons weet dat in vandag is God nie die koning van ons land nie, want die mense het vir 'n ander koning gevra as vir God. En so ons kry nie meer daardie direkte opdragte van God om, weet, daai land te gaan inval of dit te gaan doen of dit te gaan doen nie. Maar al is God nie koning van my land nie, moet God nog steeds koning wees van my lewe. Hy moet nog steeds koning wees van my hart. Dit is 'n belangrike beginsel wat ons daarso moet verstaan, dat ons as individue kan nog steeds die Here die eerste plek gee in ons lewe, en hy kan miskien nie 'n opdrag vir jou land gee om 'n ander land aan te val of 'n land in te neem nie, maar die Here kan vir jou as 'n individu nog steeds opdragte gee oor hoe jy sonde en versoeking moet oorkom in jou lewe. Amen. Dinsdag se deel van die les sê die Here is 'n krygsman. En ons basies 3 stukkies in Exodus wat die les wil hê ons moet na kyk. Eerste een is in Exodus hoofstuk 2 van 23 tot 25. Dit gaan waar die Here sy mense, die Israeliete, wil verlos van hulle slawerny in Egipte. As ons gaan na hoofstuk 12 vers 12 en 13, dan gaan dit oor die eersgeborene in Egipte, waar die God se mense wat die teken aanvaar, hulle eersgeborene sou gered wees, die vyand sou sterf. En dan as ons kyk na hoofstuk 15, dan vind ons hierdie interessante vers wat basies opmaak die titel van Dinsdag se les. Die Here is 'n krygsman. Die Here is sy naam, en hierdie is die lied nadat die Israeliete verlos is by die Rooi See, waar die Egiptiese krygsmanne gesterf het basies daarso in die see. So as die les van ons hierso vra, jy weet, wat beteken dat God 'n krygsman is, dan antwoord die les dit eintlik baie eenvoudig hierso vir ons. Ja, die les antwoord sê vir ons hierso, God is in 'n oorlog teen sonde gewikkel. En dis 'n belangrike punt daarso wat ek wil hê ons kykers by die huis moet verstaan. Baie keer dan sal mense wat nie in God glo nie, as hulle kyk na die Ou Testament stories, weet, waar van die vyande van God vernietig word. Eerstens, dis belangrik om te besef dat in die hele boek van Exodus het ons net een storie waar dit gebeur teen die Amalekiete in Exodus 17. Eers na dit, weet, na Moses gesterf het, ons in Josua se stories inkom waar hierdie kwartaalslesse gaan, dan gaan ons 'n bietjie meer van hierdie gevalle sien en ons gaan mooi sien en verstaan, weet, hoekom dit so is. Maar baie mense sal sê die Here is 'n rasis, of die Here, weet, hy steen spesifieke rasse mense gewees of enigiets soos dit. En die punt kom baie duidelik uit hierdie lesse uit. Hierdie week se les 4 en volgende week se les 5. Baie dat die oorlog is nie teen 'n spesifieke ras mense of teen 'n spesifieke groep mense nie, maar dit is teen sonde. En so selfs al was Rahab deel gewees van hierdie spesifieke ras mense of hierdie spesifieke groep mense, soos wat ons verlede week gesien het in die week voor dit, het Rahab en die Gibeoniete, hulle almal, kon hulle deel van God se mense geword het, omdat hulle gewillig was om die sonde op te gee. So dit is basies 'n keuse en 'n geleentheid wat vir elkeen gegee word. Ja, en selfs as jy kyk wat God soms binne in die Joodse volk moes gedoen het, daar was verskeie tye wanneer hy ook 'n lyn moes trek, selfs binne in die volk, jy weet, waar hulle ook moes kies. Ek onthou die goue kalf is een keer gewees, en ek dink by is dit Korah of ja, Korah ook, daar was ook 'n lyn getrek. So selfs dieselfde manier hoe God teen sonde en sondige nasies opgetree het, hy selfs opgetree met die sonde in die Joodse of in
tussen die Israeliete ook, het hy dieselfde, so daar kan mens sien, die vyand is nie 'n ras of 'n kultuur of enige, die vyand is sonde, en as ons op sy kant veg, dan veg ons sy vyand, en dit is sonde. Ja, dis reg, en Deuteronomium sê vir ons, die Here sê dat die Kanaaniete en Hittite en al daai tipe mense wat daarso gebly het in die beloofde landarea, as gevolg van hulle sonde, sê die Bybel vir ons, die land het hulle uitgespoeg. Maar dan sê die Here ook, as die Israeliete hulle land gaan inneem, en die Israeliete gaan nie gehoorsaam wees aan die Here, en die gaan die land hulle ook uitspoeg. En dis hoekom toe die Israeliete eerste keer die 12 spioene ingestuur het, en hulle teruggekom, en hulle het nie genoeg geloof in God gehad om die land te gaan inneem nie, hulle moes 40 jaar in die woestyn ronddwaal. Die Here het duidelik geweet, dit help nie, hy dryf mense uit die land uit wat sleg en ongehoorsaam is, en hy vervang hulle met ander mense wat sleg en ongehoorsaam is nie. En dis kom die Israeliete eers 'n baie belangrike les daar moes gaan leer het. En so ek dink op die einde van die dag is daar 'n praktiese les vir jou en vir my vandag. Die duiwel en sy engele is uit die hemel uit as gevolg van hulle ongehoorsaamheid en met hulle nie geloof in God gehad het nie. En die Here gaan nie hulle vervang in die hemel met mense wat ook ongelowig is en ook ongehoorsaam is nie. Daar's 'n verandering wat moet plaasvind in elkeen van ons. Aan die ander sy van die muntstuk sien ons ook dat diegene wat heidene was, van hierdie heidense nasies was, wie hom aanvaar het as die God van die heelal. Soos Rahab, ons het hierdie kwartaal al reeds dit bestudeer, hulle was weer deel van sy en het ook aan sy kant toe geveg, jy weet, so, weer eens, dit gaan nie oor ras nie, dit gaan nie oor, God is nie 'n aannemer van persoon nie, dit gaan eintlik oor die werklike vyand, die geestelike vyand, en ja, dit is, so hulle het kanse gekry, al hierdie lande het genoeg kanse gekry, voordat daar oordeel, en ek dink, oordeel is eintlik 'n baie belangrike woord, want al die tye wat God namens sy volk opgetree het, was daar dan oordeel op die vyand, jy weet, of veroordeling aan die kant van die vyand. As jy kyk na met Noag, toe God vir Noag red, terselfdertyd was daar oordeel op die goddeloses gewees, jy weet, toe God ook vir die Jode uit Babylon was daar oordeel gewees op die wat vir hulle die verdrukker. Daar is altyd oordeel op die verdrukker, selfs uit Egipte uit. Om God se groot doel met die Israeliete in Egipte was, laat asseblief my mense gaan, laat my volk gaan. Dit is eintlik wat hy wou hê. Maar toe daar opstand kom en weerstand kom, toe was die enigste manier hoe hy sy volk kon laat uitgaan, is om ook dan terselfdertyd oordeel te voer teenoor die vyand. So, ja. Dis reg, ek hou hierdie voorbeeld gebruik, is soos Farao se hart verhard het, en dis presies wat met hierdie nasies gebeur het. Ons sal sien dat, volgende week sal ons ook sien in les 5, dat die Here se oorspronklike plan, as hulle nie die Here gaan aanvaar in hulle lewe nie, was om hulle uit te dryf, nie om hulle uit te wis nie. Maar die rede hoekom hulle op die einde van die dag uitgewis is, omdat hulle hart verhard het. Selfs in Deuteronomium, ek dink is in Deuteronomium, waar die Bybel vir ons sê, weet, as die Israeliete na 'n stad toe kom, moes hulle vrede verklaar, weet, aan die stad. En eers as die stad nie, jy weet, die vrede aanvaar nie, dan sou daar 'n volgende stap gewees het. En so, ons sien dit, ek dink in Afrikaans noem dit die beker van die grimmigheid van God, jy weet, as daai beker vol is, die Here gee kans en kans en kans, en as die beker vol is, dan is daar 'n volgende stap wat geneem moet word, en ons gaan 'n bietjie later in die les sien, weet, hoekom dit nodig is. En selfs wanneer dit kom by die vuure van die hel aan die einde van die dag, jy weet, die hele rede vir dit is vir sonde, is vir die alles voorberei vir Satan en sy engele, wat verteenwoordig is die verteenwoordiger van sonde is, jy weet, dis die ware vyand, maar en almal kry genoeg kans om kant te kies, of God se kant of daardie kant, maar as ons vir die duiwel en vir sonde kies, en die proeftyd is verby, dan het ons nou geheel en al kant gekies, en dan moet daar ook oordeel plaasvind aan die einde van die dag, om die beloftes aan sy volk na te kom. Ja, dis reg. Nou, nog steeds daarso op Dinsdag se deel van die les, ek hou van die vraag daar, het sê, die groot stryd is 'n voldonge feit. Dit beperk ons tot een van twee opsies, ons geen kant in die middel nie, en dis baie belangrik om te besef. Die vraag is net, hoe weet jy aan watter kant jy jou werklik bevind? In Skrede na Christus is daar 'n mooi hoofstuk, die toets van disippelskap. En vir kyker by die huis, as jy wil weet aan watter kant jy jouself bevind in die groot stryd,
gaan dit alles basies oor gehoorsaamheid. Dit is die hoofgedagte wat kom daarso uit daai hoofstuk in die groot stryd, die toets van disippelskap. Selfs Jesus het gesê, weet as jy my liefhet, bewaar my gebooie. En die mense wat sê hulle ken my, maar bewaar my gebooie, hulle is 'n leienaar en daar's geen waarheid in hulle nie, in 1 Johannes. So reg deur die Bybel is dit 'n maatstaaf om te sien aan wie se kant ons is. Is by watter boompie is ons ingekleef? Is ons gehoorsaam aan die Here? Is ons gehoorsaam aan sy woord? Of is ons gehoorsaam aan iemand anders? Gehoorsaam aan iemand anders se woord? Dit is hoe ons wys wie die meester is van ons lewe, is deur ons gehoorsaamheid. So selfs jy weet een van my gunsteling teksverse aangaande hierdie vraag is Matteus 12 vers 50 waar Jesus sê elkeen wat die wil doen van my Vader, dit is daardie persoon behoort aan my familie. En natuurlik daar is verskillende tipes wat God gebruik om hierdie hele storie van die twee kante aan ons duidelik te maak. So ons praat nou van 'n leer of 'n weermag, God se leer, maar dis ook God se familie, God se volk. Al hierdie prentjies is wat God vir ons gee, maar dit beteken eintlik dieselfde ding. So wanneer hy praat van wie aan sy geestelike familie behoort, dan is dit die wat die wil van die Vader doen. Gehoorsaamheid is en selfs gehoorsaamheid is so belangrik, dit is selfs meer belangrik as offerande. Jy weet, so dis waar ons presies kan sien. Ja, as ek aanlyn met Christus, wel, doen ek sy wil, leef ek deur elke woord wat volgens elke woord wat uit sy mond uitgaan. So leef ek deur geloof, selfde dinge. Ja. 'n ander manier om dit ook miskien te verduidelik is, weet as jy aan Satan se kant of is jy aan die Here se kant? Die mense teen wie Satan veg, is die mense wat aan die Here se kant is. En in Openbaring sê dit vir ons wie die mense is. Hy sê hy het oorlog gemaak met die nakomelinge van haar saad wat die gebooie van God onderhou. So dis so mense ook sal weet dat jy is nie aan Satan se kant nie. 'n Woensdagse deel van die les sê vir ons die Here sal vir julle stry. Dit gee vir ons 3 verse daarso om na te kyk in die boek van Eksodus hoofstuk 14 en dan gee die les eintlik sommer vir ons hierso die 3 verse net hierso so ek hoef dit eers oop te maak nie want dit haal dit plaas om hierso vir ons aan. Moses het vir die Israeliete gesê toe hulle bietjie in 'n hoek vas is daarso by die see, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Daar's daai 3 verse. En die vraag is, wat was God se oorspronklike en ideale plan betreffende die Israeliete en die oorlogsvoering? En Woensdag se deel verduidelik dit regtig verskriklik mooi. Dat die staan vas beteken nie net wendig fisiese staan vas nie, maar in jou geestelike lewe moet jy vas staan beteken om nie op jou eie krag staat te maak of nie op jou eie metodes staat te maak nie, maar dit is die Here wat vir die Israeliete sou veg. Dit is die Here se oorspronklike plan. Maar nou kyk ons sien daarso in Eksodus 17, daarso moes hulle nou geveg het teen die Amalekiete. En dan in Josua sien ons weer later okay, hulle gaan bietjie moet veg. So iets het gebeur dat die Here se oorspronklike plan nie uitgewerk het nie. Ons het ook vroeër gekyk, laas kwartaal ook, wat die Here se plan was om die mense uit te dryf uit die land. Dit was nooit sy plan gewees vir die oorlog nie, maar die les verduidelik vir ons mooi so, daal vir ons uit die gees van profesie uit. Dit sê vir ons wat hier so gebeur het. Dit sê vir ons, dit was nie God se bedoeling dat hulle die beloofde land met die swaard moes verower nie. Nee, dit moes deur onderwerping en onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan sy voorskriftelike bewerkstellig word. So dit is deur onderwerping aan die Here en onvoorwaardelike gehoorsaamheid wat die Here vir die Israeliete se geveg het. En kyk by die huis, presies dieselfde is nog steeds waar vandag. Die Here sal ook vir ons veg in ons geestelike stryd wat ons stry. Die probleme wat ons teekom in ons lewe, die belangrike ding is dat daar moet 'n totale onderwerping wees aan die Here en ook onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Ek hou van daai woord onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Ja. Dit beteken daar's geen kondisies of voorwaardes wat ons aangaan in terme van ons gehoorsaamheid nie. Weet, baie keer sê mense, weet Here, as jy hierdie vir my doen, dan sal ek hierdie vir jou doen. En of weet miskien leer mense net oor die Sabbat en dan sê iemand, okay Here, ek sal my werk opgee op 'n Sabbat, maar jy moet eers hierdie vir my doen. Sodra jy vir my 'n ander werk gee, dan sal ek nou ophou om my huidige werk op die Sabbat te doen of ietsie soos dit. En dit is nie hoe dit werk nie. Dit is die metodes van die wêreld deur om te sien is om te glo. Waar die beginsel van God se koninkryk is om te glo is om te sien. So ons moet gehoorsaam wees, onvoorwaardelik, en dan is dit wanneer die Here vir ons sal veg, dis wanneer die Here vir ons gaan intree. Dit is definitief 'n belangrike lesie wat ons daarso kan neem weer. En dan weer gee dit vir ons op dieselfde dag se deel van die les, gees van profesie,
verskriklike mooi aanhaling daarso. Die kinders van Israel moes nie teen die Here gememoreer het nie, dan sou hy nie toegelaat het dat hul vyande teen hulle oorlog maak nie. En ons eerste voorbeeld wat ons gesien het daarso in Eksodus 17 van die Amalekiete wat teen Israel kom veg het, daarso in hoofstuk 17, die eerste paar verse sien ons hoe hulle gekla het oor die water en in die vorige hoofstuk sien ons oor hoe hulle gekla het oor die voedsel. Nou Jomer, prakties gesproke, nou moet ons kyk wat van my vandag. Kan my murmurering, my gekla vandag ook veroorsaak dat die Here se plan A nie noodwendig in my lewe plaasvind nie, dat daar gaan ander harder maniere vir my wees om die lesse te leer as wat die Here se oorspronklike plan in my lewe is. So die murmurering, die geklaarry is definitief 'n baie belangrike aspek, nie net in die Israelitiese tyd nie, maar ook in ons tyd vandag. So die vraag wat dit dan daarso vir ons vraag is, watter impak het murmurering op die hedendaagse gelowige? Is die les wat dit daarso vir ons, die vraag wat die les daar vir ons vra, Jomer, wat sal jy sê? Ja, murmurering lei altyd tot menslike strategieë is wat ons uit hierdie Woensdag se les dan nou leer. En ja, daar's 'n gesegde wat sê as jy nou nie wil leer nie of hoor nie, dan moet jy voel. En geloof kom uit die gehoor van God se woord, jy weet. So as jy luister aan wat God sê, aan sy insittinge en as jy aan sy stem luister, dan sal dinge veel beter bewerkstellig word. Maar ja, dieselfde met ons, jy weet, as ons murmureer, ek hou van die woord twyfel, wanneer ons God twyfel, wanneer ons sy woord twyfel, dan het ons geen keuse dan om afhanklik van onsself te moet wees, jy weet, en ons sien, maar soos ons voor ons nou hierdie uitgawe gedoen het, Armin, het ons ook 'n bietjie gesels, en waarom trend ons gesels het is, of wat ek genoem het is, ek sien God se genade, selfs, jy weet, wanneer oorspronklik wou hy nie gehad het, hulle moet fisies veg nie, maar toe hulle nou murmureer, toe moet hulle nou daai wegvolg, jy weet. Maar selfs deur dit het God vir hulle weer gelei na die oorspronklike plan toe. Want toe hulle met die Amalekiete veg, dan sien jy hoe as die hande opgehou word en dan of opgehef is van Moses, dan begin hulle wen. As dit 'n bietjie afkom, dan verloor hulle. So selfs daar toe sien hulle ook maar nou hoe dit eintlik werk. Maar as dit wys dat hulle begin verloor het ook, hulle kon heeltyd gewen het. Want toe hulle begin verloor, is dit redelik om te dink dat hulle wel manne aan die dood verloor het. Jy weet, en so daar was baie seer en hartseer agterna gewees toe daardie oorlog ook verby is, want baie van hulle het omgekom in daardie oorlog. Maar as hulle nou net God vertrou het en nie gemurmureer het nie en nie getwyfel het in sy woord nie, dan sou almal daai mense nog steeds geleef het op daardie en God sou nog steeds die oorlog gewen het vir hulle, jy weet. So ja, een van my gunsteling stories in die Bybel is met Josafat, jy weet, daar in 2 Kronieke hoofstuk 20 en in vers 15 sê dit, wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. En ek dink dit is een van die grootste gevegte wat ons het, om nee vir self te sê. Nee, jy gaan nie jou hand uitsit nie. Nee, jy gaan nie jou weë volg nie. Nee, jy gaan nie jou strategie volg nie. Dit is nie jou planne wat saak maak nie, dis God se planne wat saak. Dit is eintlik die geveg aan die einde van die dag. Gaan ek doen wat self sê, wat hierdie bedrieglike hart sê, of gaan ek doen wat God sê? Nou, baie van ons, en myself ingesluit, het tye in ons lewe gehad, waar ons nog steeds oorwinnend aan die einde van die dag gekom het. Maar as ons terug moet kyk, dan moet ons eintlik vir onsself, as ons eerlik is, dan sal ons sê, as ek maar net daai tyd al geluister. Jy weet, alhoewel ons by dieselfde punt, en dit is slegs God se genade wat ons bring na 'n punt toe. Hulle het ook Kanaan ingegaan, maar ten watte koste was daar die murmurering, jy weet. Nie een van die wie van die eerste geslag, ek dink behalwe nou natuurlik Joshua en Caleb, het ingegaan nie. So, dit kon soveel anders gewees. En selfs die tydperk ook.
Jy weet, die tydperk was soveel langer, jare het dit dan nou langer geneem as wat as hulle nou net opgehou murmureer het of nooit murmureer het nie, en net vertrou het dat die een wie ons uit Egipte gelei het, is die een wie ons na Kanaan toe kan lei, ongeag die omstandighede, ongeag die reëse daar in Kanaan. Die beste, soos Armin voorheen gesê het, vandag is die beste tyd om te begin luister. Ja, jy weet dat daar's 'n gesang in die gesangboek van ons kerk. In Engels sê dit, "Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear." Dis nie nodig. Baie van die pyn en lyding wat ons deurmaak, dis nie nodig nie. Jy weet, daar kom nog 'n verdrukking. Ja, die groot verdrukking gaan nog kom en daar is ander, maar as ons onsself kan help, dan is dit om te luister, is om te volg, is om elke dag en oomblik by oomblik sy kant te kies. Ja, dis reg, en soos wat jy gesê het, daai tyd wat verbygegaan het, die 40 jaar in die woestyn, en eers daarna in Deuteronomium 20 het die Here vir hulle gesê, weet, nou basies met die Kanaaniete uitgewis word, want as gevolg van daai 40 jaar wat hulle rondgeswerf het in die woestyn, het hulle beker basies vol geword. Dinge kon baie anders gewees het. As ons kyk na Donderdag se deel van die les, dan sê dit vir ons die tweede beste opsie. Nou, as ons kyk na Exodus 17 vers 7 tot 3, die storie wat jy nou net van gepraat het, van waar hulle beklei het teen die Amalekiete, waar as Moses sy hande opgehou het, hy het mense gehad wat hom geondersteun het, Joshua was een van hulle gewees, dan het hulle gewen, as jy hande afgaan, dan het hulle verloor, en dan as ons kyk na Joshua hoofstuk 6 van 15 tot 20, dis nou die storie waar die Israeliete een keer 'n dag vir 6 dae om die stad moes geloop het, musiek gespeel het op die 7de dag 7 keer. Die les vra hierso vir ons, in watter opsigte is hierdie twee stories stem hulle ooreen, op watse opsigte verskil hulle van mekaar? Jomer, kan jy miskien daarso vir ons 'n voorbeeld gee? Ja, in elkeen is daar 'n vyand. Ek dink dis die groot gelykenis. Ooreenkomstige feit. Daar is 'n vyand, hulle het hulp nodig, en die vyand lyk altyd meer en groter en meer en lyk altyd meer equipped. Wat is die woord vir equipped? Sterker met beter toerusting. Al hierdie dinge, dit lyk altyd asof dit beter is, jy weet, en selfs ervaring ook in oorlog en so. Maar die verskil hier is in Exodus, die groot verskil vir die leesouderhalwe is Exodus 17 veg Israel weens ongeloof en murmurering, soos ons nou net gesê het. In Josua 6 is die oorwinning uitsluitlik God se werk. Al wat die mens moet doen is om saam te werk. En jy weet, om hierdie punt te maak, kies God soms baie aardige instruksies, jy weet. Ek weet met Gideon, wat was dit, 'n lamp en nog iets, maar is net 300. Die meerderheid van Gideon se mense, sy leer is huis toe gestuur, al haar soldate is huis toe gestuur, hy sit nou net met 300 mense, en daar is 'n groot getal met die vyand. Selfs Josafat, al wat hulle daar gedoen het is om te sing. Daar was 'n koor, het voorgeloop en gesing. Dan kom ons by, nou by Jericho, moet hulle stap, want dit lyk vir my, God gebruik dinge wat niks met oorlog te doen het, sodat om vir ons te bewys dat hy verwag nie ons moet enige iets doen teen die vyand nie. Wat ons moet doen is om hom te vertrou, daardie oorgawe, daardie vertroue wat ons in hom moet hê. Want as God nou gesê het, miskien nou skiet 'n boog, maar skiet dit in die lug, dan is daar 'n gedeelte wat hulle nou saam doen, jy weet. Maar wanneer dit kom, selfs in vandag, verlossing is tot ons hande, is nie mense hande, is nie nodig wanneer dit by verlossing kom nie. Dit is 'n werk wat sonder mense hande gedoen word. Waar ons wel saamwerk, is om dit oor te gee. Glo ek, dis nie my stryd nie, dis sy stryd. As ek dit glo, dan gee ek dit vir hom oor. En ja, so en selfs daar, toe die Egiptenare kom, voor die Rooi See, die bevel was, staan vas, soos jy gesê het. Hulle wil wegkom, maar die bevel staan vas.
natuurlik toe die see nou oopgaan, toe kon hulle nou eintlik doen wat hulle in elk geval wou gedoen het, en dis is om te ontsnap. En God het daai weg vir hulle oopgemaak, jy weet. So ja, en dit, selfs dit kom nou by my, jy weet, die Here sê ook, wanneer die versoeking kom, hy sal 'n uitweg maak. Moenie probeer om jou eie uitweg te maak nie, want 10-1 gaan jou uitweg 'n verkeerde ding wees om 'n verkeerde situasie, om uit 'n verkeerde situasie uit te kom. Jy weet, nee, gee dit oor hy, God, die koning, die kaptein van die leerskare, is die een wie die einde van die begin af ken. So gee dit net oor aan hom. Wat ook al u dalk daar by die huis mee worstel. Dit put jou net uit, dit mat jou af. Gee dit net oor aan Jesus. Amen. Dis baie mooi gestel. Ja. En soos wat die Amalekiete toe nou verwoes was deur die Israeliete, soos wat die mense in Jerigo verwoes was deur die Israeliete, was 'n mooi aanhaling in Patriarge en Profete wat praat oor, weet, hoekom die Here hierdie dinge so laat uitspeel, laat uitwerk. Het sê vir ons, dit was in liefde teenoor die wêreld, liefde teenoor Israel en liefde selfs teenoor die oortreders dat die misdaad spoedig en uiters streng gestraf is. So wanneer die Here toelaat dat hierdie dinge gebeur, is dit uit liefde vir die wêreld, omdat hy die wêreld wil beskerm teen sonde, liefde teenoor sy mense, omdat hy sy mense van die slegte invloed ook wil beskerm, en dan ook selfs vir die oortreder, sodat hulle vry kan wees van daardie slawerny van sonde, of daardie koninkryk van sonde wat hulle geen keuse gee, as om net heeltyd te doen wat verkeerd is met al daardie slegte gevolge nie. Die Vrydagse deel van die les van Kykers by die huis, gaan hierdie hoofstuk van Patriarge en Profete in Afrikaans, die skakel onderaan hierdie les vir julle sit, sodat ons dit deur kan gaan. En is 'n baie mooi stuk wat ons kan deurlees. So die Gees van Profesie sê hierso vir ons, danksy die Here was dit hul voorreg en hul plig om Kanaan binne te gaan op die tyd dat hy dit beskik het. Deur opsetlike pligsversuim het hulle ongelukkig daardie voorreg verloor. Die Here wou nie hê dat die beloofde land deur oorlogvoering verkry moes word nie, maar deur strenge gehoorsaamheid aan sy voorskrifte. En ons kan ook weet dat vir ons as God se kerk vandag, as ons gehoorsaam was aan die boodskappe wat hy vir sy kerk gegee het in die regte tyd, kon dinge al lankal tot 'n einde gekom het, maar as gevolg van ondankbaarheid, murmurering en ongehoorsaamheid is ons nog steeds hierso vandag. So vraag nommer 1 van die besprekingsvraag, die Here het Israel aangesê om oorlog teen ander nasies te voer. Hoe help die groot stryd jou om hierdie besluit beter te verstaan? Ek dink ek en jy Homer het mooi gesels oor hierdie idee van die stryd is deur sonde. Dit is waar die stryd begin het. Dit was die stryd gewees teen hierdie ander nasies, was gevolg gewees van die sonde. Die Bybel vertel vir ons hoe hulle kinders deur die vuur laat loop het, hoe hulle daar was seksuele immorele dinge wat plaasgevind het onder hulle mense, en omdat daai nasies gekies het om nie 'n afstand te doen van daardie sonde nie, dit is waarom daar dood gekom het, dis hoekom oorlog gekom het op daardie nasies. So die oorlog op die einde van die dag is teen die sonde, en nog steeds teen die sonde vandag, en net soos wat daardie nasies verwoes was, so sal ek en jy ook verwoes word, as ons nie die sonde laat staan in ons lewe nie. So kyk na Maandag se vraag oor hoe die groot stryd 'n werklikheid is, en op watter wyse is dit oral om ons heen woed. Deel nou jou antwoord met jou klas, ons is 'n klas van 2 mense hierso. Wat is ons rol in hierdie kosmiese konflik? Hoe gemaak om ons rol voluit te speel? So Homer, in die groot stryd, wat is ons rol eintlik in die groot stryd? Ja, so dit is nie God wie saam met ons werk nie. Dit is ons wie saam met hom werk. Ek dink as ons plek in hierdie oorlog, dan sal ons oorwinnend wees. Weet, as ek besef dat dis nie my stryd en God help vir my nie. Nee, dis sy stryd en ek werk saam met hom. En ek dink, ja, ek wil nie veel meer sê nie, so wat ook al ons deurmaak, of dit nou morele kwessies is, of wanneer daar valse lerings kom, of wanneer ons verwar word met identiteitsprobleme en so aan familiekrisisse, wanneer ons in 'n krisis is die vraag nie, hoe gaan ek daar uitkom nie. Die vraag is, hoe gaan God hier nou vir my werk? En soms, weet, daar's baie vreugde in wanneer jy dit oorgee aan God. Wanneer jy vir hom vertrou met jou probleem. So ja, jy kan vir hom vertrou. Ja, dis reg. En as ons kyk na hierdie groot stryd, hierdie kosmiese konflik, dit gaan oor die karakter van God. Ja. En
ons moet dit in gedagte hou, want God verdedig sy karakter in hierdie konflik, en God gebruik mense om sy karakter te verdedig. Dis hoekom Moses het self gesê, met die goue kalf storie, het die Here gesê, weet as Here, as u nou hierdie mense gaan vernietig, wat gaan die ander nasies weet nou dink van u? Later ook sien ons Joshua dieselfde argument, toe die Israeliete verloor het teen Ai, en ek dink Joshua stuk 7 het hy ook gesê, weet Here, uit neergeval, en hy het ook gesê, weet wat gaan die ander nasies nou dink van u naam? En ons sien dat in altyd daai gevalle, het die Israeliete 'n probleem gehad met sonde. En dit wat ons verhoed om die Here se karakter te verdedig in hierdie kosmiese konflik, is wanneer ons vashou in sonde. Die teenoorgestelde is waar. Wanneer ons sonde laat staan en wegdraai van sonde in ons lewe, dan sal die Here ons gebruik om sy karakter te verdedig in hierdie groot stryd. So ek dink dis ook 'n rol wat ons kan speel, is daardie instrumente wat die Here gaan gebruik om sy karakter, die waarheid van sy karakter te wys verdeel. As ons kyk na vraag en natuurlik gebeur dit slegs deur Christus in ons. So dis wat hy dan in en uit ons en deur ons doen, wat daardie karakter, en selfs daar is die konflik is iets binne in ons, jy weet, gaan ek hom toelaat om in te kom en om uit te leef wat hy binne in my doen, of gaan ek probeer om self te wys, jy weet. Ons moet besef, ons kan eintlik nie vir God verdedig nie. Dit is Christus in ons en deur ons. Wanneer hy leef, dan is ons en die geloof wat ons het, is nie ons geloof nie, maar sy geloof. Jy weet, wanneer dit gebeur, dan dan word daardie karakter verdedig, daardie karakter, en nie net verdedig nie, maar ook weerspieël en weerkaats aan ander. Ja, so die slagveld van hierdie oorlog is die wêreld, die aarde, en meer spesifiek, dis ons, dis binne in ons harte waar hierdie oorlog elke oomblik van elke dag aangaan. Die Here het die Israeliete aangesê om stil te staan en te kyk hoe die Here die oorwinning vir hulle behaal. Hilmer, hoe kan mense prakties hierdie beginsel in hulle lewens toepas op 'n geestelike vlak? Om stil te staan en te kyk hoe die Here die oorwinning vir hulle betaal. Ek weet net so 'n bietjie daar gesels vroeër, miskien as dit net weer kan opsom vir ons kykers by die huis. Ja, dit deur gebed is een groot ding, om vas te staan is om bidend te bly, om te leef volgens geloof, met ander woorde om jouself oor te gee aan God se woord. Soos ons gesien het in daardie oorlog, selfs wanneer hy sê staan vas, was daar nog steeds iets om te doen. En die ding wat hy gesê het om te doen, is nie iets wat hulle uit hulle duim gesuig het nie, maar dis liewer instruksies wat van hom afgekom het, wat hulle moet doen. Loop om, jy weet, as hulle daardie laaste dag nie 7 maal omgeloop het, dan was die oorwinning nie hulle sin gewees. Dis reg. As hulle tot op 6 geloop het, jy weet, wat die meerderheid gewees het, is nog steeds nie genoeg nie. Dit moet volkome en volmaakte gehoorsaamheid wees, jy weet, en dis hoe ons dan vas staan. Wag op God se tydsberekening self, jy weet, en moenie dinge probeer in jou eie hande neem nie, maar weer eens gee oor aan hom. Dit is wat die persoon wat deur geloof leef, dit is hoe ons oorwinning op hierdie aarde ook behaal. Ja, definitief. Ek stem saam met jou. Om stil te staan is om die Here te neem op sy woord en daai onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Vraag nommer 4 sê vir ons, tydens kerklike besprekings, baie waar, ontstaan daar soms meningsverskille. Val in die sabbatskoolles onder mense wat nie die sabbatskoolles bestudeer het nie, en dit kom daarso om te beklei oor verskillende opinies wat hulle het oor Bybeldele. Dan is mens geneig om te soek na ander wat saam met jou stem, sodat jy druk op die res van die gemeente kan uitoefen. Waarom behoort ons in die lig van Josua hoofstuk 5 vers 13 tot 15 liewers hierdie sienswyse rakende meningsverskille te laat vaar? Hilmer, dit is regtig so, ons probeer ander mense te kry wat saam met ons stem, en dan kyk, daar's 20 mense wat saam met my stem, en as net een persoon wat glo soos wat jy glo, so ek moet reg wees en jy moet verkeerd wees, en dit is definitief die verkeerde manier om na dit te kyk. So Hilmer, wat moet liewers ons sienswyse wees oor rakende die meningsverskille? Stel jou voor, Armin, een van Noag se seuns moes gegaan het na getalle. Jy weet, moes gekyk het na getalle. Ek weet, daar was net 8 wat saamgestaan het. En horde mense, weet, miljoene mense wat teengestaan het. En ons weet wat daar gebeur het. En selfs in die kerk ook, dit gaan nie oor wie stem saam met my nie. Dit gaan oor, is ek aan die kant van die bevelvoerder, van die kaptein? Is ek aan sy kant?
wie staan aan sy kant? En dit wil sê, jy moet alles wat mense sê, of dit nou die meerderheid is, of die minderheid is. Want daar is selfs mense wie ook valse lering inbring, dan sê jy dalk nou, maar jy is dan nog net 5, dan sal hulle sê, ja, maar daar was net 8 in die ark, jy weet. So dit gaan nie oor die meerderheid of die minderheid nie. Dit gaan oor God se woord. Wie handel volgens sy woord? Die vrug wat ons moet oordeel, weet julle sal hulle ken by hulle vrugte, het te doen met die vrug wat in die woord is, die vrug van die gees. Dit het te doen met die wie die gees wie na die gees luister, en die gees sê alles wat in die woord is. So, ja, moenie, as u weet, en al staan u alleen, as u weet waarvoor u staan, is Bybels. Natuurlijk, dink ek daarom nou nie, iemand staan nou, dat is altyd, jy weet, Elia het gedink, hy is alleen, maar God het ook geopenbaar, daar is ander, jy weet, wie saam met, wie nie gebuig het nie, aan Baal nie, so, daar is ander, want jy kan ook nie net dink, daardie gedagte van, ek is so alleen, dit is ook die verkeerde gedagte, want het gaan nie oor jou nie, dit gaan oor, jy is nooit alleen as jy op die woord staan nie, want Christus staan vir jou. Ja, as saam met die waarheid is ons altyd in 'n meerderheid, want meeste van die Here se engele het nie teen hom gedraai nie, en hulle is nog steeds daar soos. En so definitief, van ons kykers by die huis, moenie besluit dat iets waar of vals is, as jy neem, hoeveel volgelinge het daardie predikant, of hoeveel mense kyk sy video's op YouTube, of wat ook al, uit 'n miljoen mense wat kyk, so wat hy sê is waar, dit beteken glad nie so nie. Die waarheid is die waarheid, al glo niemand dit nie. Al is daar 0 mense wat daardie opinie het, is dit nog steeds die waarheid. Amen. Baie dankie Hilmer vir ons kykers by die huis, ook weer eens vir julle tyd wat julle geneem het vir gesels bietjie les. Ek sê vir ons sluit met 'n woord van gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir u baie dankie vir nog 'n geleentheid om 'n bietjie les te gesels, les nommer 4 van kwartaal 4. Bid vir ons kykers daar by die huis, u ken die begeertes van hulle hart, u weet die probleme wat hulle het in hulle lewens, en ons vra dat u in elke behoefte sal voorsien soos wat u bes weet en bes ken. En dat die Heilige Gees sal aanhou om met elkeen van ons te praat op 'n spesiale manier, om ons te oorreed van ons sonde, dat ons sonde sal laat staan, dat ons aan u kant sal wees, sodat u vir ons die oorlog kan veg in ons lewe, die oorlog teen sonde. Ons bid en ons vra dat alles in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie Hilmer vir jou tyd vandag wat jy geneem het om saam met ons 'n bietjie les te kan gesels, en vir ons kykers by die huis, ons sien julle dan weer volgende week vir les nommer 5, dan gesels ons 'n bietjie les.